ysterlat aantref nie, maar 'n leerbare gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Laat ons hier werklik ervaar dat U ons Vader is, wat ons as die kinders aangeneem het, dat U ons verlosser is, wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het, en dat U, deur U Gees, ons harte verlig om U stem te hoor. Here, wees met ons ook vanoggend hier, soos wat ons nou ook die woord gaan lees. Here, dat ons die woord sal hoor, die stem sal hoor, en dat ons ook kan raak sien, Here, hoe U saam met ons hierdie pad stap. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So Hervorming Sondag spesifiek is 'n Sondag wat baie jare terug, soos wat julle gehoor het, nogals 'n groot ding was, waar die kerk eintlik 'n verandering deurgemaak het, en wat ons dit tot vandag toe nog kan eintlik vier. Want as dit nie vir dit was wat Martin Luther gedoen het nie, sou ons as kerk nie vandag so bestaan het, soos wat ons bestaan nie. Kerk sou vandag baie anders vergelyk het. Maar tog as ons moet terugdink oor hoe dit regtig 'n invloed gehad het op die kerk en die vorming van die kerk en goed, het tegnologie ook nogals 'n groot invloed op ons lewens gehad. In die afgelope paar jaar, ek kan eintlik sê 5 jaar, het tegnologie ongelooflik, verskriklik vinnig eintlik ons lewe kom oorneem. Ek weet nie wie van julle het elkeen 1 of 2 selfone ten minste nou op die stadium by julle nie. Kan ons 'n bietjie sien. Wie het 'n selfoon of 2 selfone? Sy, nee, dit is hier so, maar dis in die kar, nee. So ons almal het ons tegnologie nogals by ons en is so 'n deel van ons. Nou, ons het nie 5 jaar terug of 10 jaar terug nogals gedink dat 'n selfoon, 'n rekenaar, 'n tablet, 'n TV of selfs 'n robot eintlik ons lewe so sal oorneem nie. Dat soveel goed eintlik sou kan gebeur met dit in ons hand nie. Ek meen, as ons net moet dink aan 'n rekenaar en die internet en sulke goed, baie keer gebruik ons dit om ons te help om ons werk te doen. Ek weet nie wie van julle wil eintlik so eerlik wees om te sê, maar ons gebruik bietjie AI of ChatGPT of sulke goed in ons werk om seker te maak dat ons dit reg doen nie. Wie van julle wil eerlik wees en sê, ja, julle gebruik dit of het dit al gebruik? Daar is van ons, maar meestal ons jonger mense wat dit gebruik, nee. Ek dink ons ouer mense is nog half bietjie skrikkerig vir daai hele goed wat ons dan nou gebruik. Maar tog soms ook, veral met ons kinders. Nou, dit het ek gehoor by van ons kinders ook, dat hulle dit gebruik vir skooltake. Wie van julle dit al gedoen? Party van julle is eerlik genoeg om julle hande op te steek, ek like dit, dankie vir dit. Maar tog ook is dit eintlik 'n moeilike ding, nee, want dit is nie altyd die waarheid wat ChatGPT of AI of sulke goed vir ons deurgee nie, maar tog dis inligting wat ons kan kry om ons te help in dit wat ons moet doen. Nou, daar's ook van hierdie goed wat terugpraat met ons. Nou, ek weet nie of julle weet van die robot of goed wat met ons terugpraat nie. Wie van julle kan ook vir my 'n naam gee of 2 name gee van sulke goed? Sê weer? Ewan? Nee. Ja, kom, sê gou vir my. Wie wil vir my sê? Gemini, dis daar so, ja. Dan is so 'n enetjie wat jy in die huis kan sit en vra, Alexa, maak vir my die vensters toe, of sit vir my die koffiemasjien aan, of sulke tipe van goed, né? Of daar is Siri, ek weet nie wie van julle het al Siri gebruik nie, en dan natuurlik ChatGPT wat nogal so 'n groot ding is en mense dit gebruik om met hulle terug te kan praat. Nou, ek het nogals die week op die radio ook 'n gesprek gehoor van hoe hulle met ChatGPT 'n gesprek voer en elke keer, it's such a good question, thank you for asking. Dus ek het so, wow, dit is nogals 'n vreemde konsep eintlik wat hierdie goede nou vir ons deurgee. Maar ook GPS. GPS is goed wat uitgekom het toe ek nog groot geword het. Nou, ek ken nog 'n padkaartboek. Wie van julle kan dit onthou? Wat 'n mens fisies 'n padkaartboek vat en dan moet gaan kyk waartoe jy moet gaan. En baie keer verdwaal jy nog met die padkaartboek ook. Maar deesdae het ons dit eintlik in ons handpalm met 'n selfoon. Ons kan kyk waartoe ons ry en dink praat met ons en sê waar dit verkeer gaan wees of waar daar eintlik speedtraps gaan wees en sulke goed ook. So slim het die wêreld eintlik geword in die laaste paar jaar. En dit het eintlik half as ek kan sê ons lewe eintlik oorgeneem. Maar tog ook met hierdie padkaart ding wat ons nou gehad het. Wie van julle onthou 'n biblioteek?
waar ons fisies deur rakke moes geloop het en gaan soek het vir inligting en gaan afrol werk doen het en dan of goed gaan oorskryf het en prentjies gaan uitknip het en opgeplak het. Dit was nogals 'n ding gewees, maar tog dit was 'n manier hoe ons dit gedoen het. Hoe ons groot geword het en wie van ons kinders vandag wat onder, wil ek sê 20 is, weet hoe 'n biblioteek lyk. OK, 'n paar van julle weet nog, as dit is interessant, nê. En is eintlik lekker om so deur die biblioteke te loop en daai boeke reek te kry. Ek geniet dit nogals, nê. Maar kom ons gesels bietjie in ons gesinne of in groepe, voordat ons by die teksvers uitkom. Wat is die ding wat jy nie sonder kan gaan wat tegnologie aanbetref nie? Byvoorbeeld of jou selfoon of jou rekenaar of watse program wat die tegnologie vir ons gee, kan jy nie sonder gaan nie. So kom ons gesels bietjie in ons groepe, gesinne, families, almal saam, ons hoor bietjie by mekaar. Wat is dit? Ek het hom gecharge. Ek wil sê hom. Ons kan maar klaarmaak. Okay. So ek dink daar was interessante gesprekke gewees wat nog ons uitgekom het en goed wat ons nie sonder mee kan klaarkom nie. Nou vir my persoonlik sal ek sê my selfoon, hierdie dingetjie, en dan natuurlik my rekenaar. Want in dit is dit kan ek klomp gedoen. Ek kan bel, ek kan boodskappe stuur, ek kan met my ouers praat wat 900 km weg is van my. Ek kan my Bybel lees op my foon, wat regtig awesome is, ek kan enige plek te doen. Ek kan radio luister, musiek luister, sosiale media, al die tipe van goed kan ek doen op my foon en op my rekenaar selfs. So dit is iets wat vir my belangrik is en wat ek altyd by my sal hê en sulke goed. Maar tog is hierdie goed nogal so dat dit ons nogals vasvang. Eintlik half asof ons verslaaf raak aan hierdie tegnologie. Ek dink regtig dis 'n massive ding in vandag se tyd dat ons verslaaf raak aan ons tegnologiese toestelle en goed wat ons nie sonder kan gaan nie. Ek meen daar selfs kenners wat sê maar ons het 'n digital detox nodig. En wie van ons sal dit actually kan regkry om net vir 'n week lank of net selfs vir 'n dag lank sonder ons tegnologiese toestelle te kan oorleef. Party van ons sal dit nie kan doen nie, maar dit is wel daar. Maar hoe trek ons dit nou in spesifiek met ons geloof en die hele ding van hervorming Sondag en sulke goed. Dit is nou waar die teksgedeelte inkom wat ons bietjie vanoggend uit gaan lees en 'n teks wat ons baie goed ken. Matteus 7 vers 24 tot 27
So die van julle wat julle Bybels het en daar kan oopmaak is welkom. Nou ons gaan daar so lees, dit sê daar, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineengestort nie, want die fundament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. Nou ons lees net tot daar. Nou, hierdie teksgedeelte is eintlik iets wat ons nogal ken, soos die liedjie ook wat ons gesing het, die heel eerste enetjie vanoggend, is dit baie bekend vir ons en hoe ons groot geword het van ons bou fisies ons huis op die rots, of nie op die sand nie. En hierdie huis verteenwoordig dan ons geestelike lewe, dat ons Jesus dan nou sien as ons rots, en die een wat belangrik is vir ons in ons lewens vandag. Nou net om weer dit terug te trek na tegnologie toe. Ek meen ons jong mense kan vir ons, wat bo 30, bo 40 is eintlik meer vertel van tegnologie af, as wat ons rarig weet. Spesifiek die hele AI ding, ek weet nie veel nie, en die kinders leer my nogals redelik baie van die goed. Maar in die wêreld waar die goed so oorval en die wêreld eintlik 'n slim wêreld word, het ons nodig dat ons nie kan agterraak nie. Ons het nodig om as kerk en gelowiges bly vorentoe te beweeg saam met die tyd wat ons in lewe, sodat ons nog steeds God se woord kan gaan uitleef. Ek meen die hele aanlyn ding van sosiale media en waar ons aanlyn inkopies kan doen en daai tipe van goed, het eintlik ons wêreld kom oorvat. Maar tog ook op 'n manier kan ons kommunikeer met mense wat nie naby ons is nie. Of ons kan dalk vir ons vriende sê of 'n geliefde sê, maar hoorie, as jy nie by my wil sit en kom praat nie, want jy kan nie deel voor my wat regtig aangaan nie, gebruik jy foon. Kom ons deel ons harte met mekaar, kom ons gee vir mekaar teksverse, kom ons deel ons geloof so met mekaar. So tog het tegnologie 'n positiewe invloed in ons lewens ook, net soos wat dit 'n slegte invloed in ons lewens het. Maar ek meen, hierdie goed tegnologie het nie 'n fisiese hart nie. Dit kan nie emosie wys nie, dit kan nie vir ons gee dit wat Jesus vir ons kom gee om te sê, maar ek gee vir julle geloof, ek gee vir julle liefde, ek is daar saam met julle nie. En ek meen, as ons net met terugdink aan 5 jaar terug toe COVID ons geslaan het en ons almal alles op die rekenaars moes gedoen het, ek meen ons skoolkinders, wie van julle kan onthou wat julle actually skooltake en klas gehad het op die rekenaars. Dit was terrible geweest in daai tyd, nê. En toe ons terug kon gaan skool, toe was dit so groot geweest en Jesus kan weer saam met ons maats wees en pauses hou en dalk bietjie kattekwaad aanvang vir die van julle wat dit wel doen. Maar dit was lekker en dit was 'n seën geweest om weer tussen mense te kon wees. Om fisiese aanraking te kan beleef saam met ons vriende en ons kon sport doen en sulke goed. Nou AI of tegnologie kan dit nie vir ons gee nie. Dit kan nie vir ons hierdie fisiese koneksie gee wat ons met mense het rondom ons nie. Daarom sê Jesus vir ons, maar ons moet versigtig wees met dit wat ons eintlik op die tegnologie raaklees. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons eintlik gaan navors, ons moet regtig gaan kyk na of dit waar is, of dit reg is. Want as dit nie waar en reg is nie, en is op valse goed dan nou gebaseer, is ons eintlik soos hierdie dwaase man wat sy huis op sand gebou het. Want as ons net bedink aan 'n chatbox wat ons mee moet praat en sulke goed, is vriende wat voorgee, hulle is ons vriende. Dis mense wat vir ons goed sê, maar eintlik is hulle nie regtig daar nie, hulle bedoel nie wat hulle vir ons sê nie. Of die hulp wat ons kry op die internet is nie noodwendig dit wat ons kort nie. Dis ook goed om te sê en te lees en te hoor en so aan, maar dis nie die goed wat ons nou nodig het nie. So eintlik as ons dan nou sê, maar hoor die goed wat ons lees is soos die sand waarop ons dan nou ons lewens bou, gaan daai goed op 'n stadium platval. En ons tree op dan soos die dwaase man. En Jesus verwag nie dat ons so moet optree nie. Jesus vra dat ons met wysheid sal optree, met wysheid
die goed sal gaan oplees en sal weet wat reg en verkeerd is. Daarom moet ons met oop oë ingaan in hierdie tegnologiese wêreld waarin ons is. En ons moet regtig weet en kan onderskei tref tussen reg en verkeerd. En dit is waar ons as ouers dan ons kinders moet help om te sê, maar luister na daai klein stemmetjie wat sê, maar hoorie, dit is reg of dit is verkeerd. Dit is half ons instink en die Heilige Gees wat ook dan so met ons praat en vir ons kom wys wat ons moet weet en wat ons nie moet weet nie. Maar tog ook op hierdie hele internet goed is dit belangrik dat ons nie altyd ons persoonlike inligting moet deel nie. En dis waar ons daai onderskeid ook moet tref, want as dit in die verkeerde hande inkom, kan ons lewens in gevaar wees. Of goed kan net verkeerd uitdraai soos dit nie moet uitdraai nie. Daarom moet ons weet hoe om met hierdie tegnologie te werk, om dit reg te benader en te gebruik in ons lewens vandag ook. Maar tog kan ons gaan en ons kan Jesus gaan vertel met ons tegnologie. Ons kan ons fone vat na die skool toe en sê, maar hoorie, my pel, ek het hierdie gospeletjie gehoor, het jy dit al gehoor? Luister gou daarna, of hoorie, ek het hierdie preek gesien, luister gou daarna. En ons kan dit rondstuur vir mekaar en ons kan vir mense uitnooi om kerk toe te kom of ons kan vir hulle bid soms vir oor die foon. Dit is ook daar om gebruik te word om mense nader te trek aan God. Om vir mense te gaan leer dat Jesus is ons rots. Hy is die een waarop ons moet staan en ons moet met wysheid optree om dit reg oor te dra. En om te gaan vertel vir die ander mense. So eintlik het ons 'n kreatiewe manier gekry om die woord oor te dra. Ons kan met ons stemme dit gaan oordra, maar met 'n fisiese beeld ook, om te sê wat sê Jesus vir ons. Ons kan 'n video neem en uitgaan en sê, maar dit is wat die woord met ons deel. Dis hoe Jesus met ons praat. En so vertel ons Jesus se storie, ook so in die wêreld rondom ons. Soos Jesaja 43 vers 19 ook vir ons sê, ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Nou ons kan eintlik sê in 'n droë wêreld wat sonder hoop is, wat sukkel om Jesus raak te sien, kan ons met ons tegnologie wat ons het, ook gaan lewe gee, gaan hoop gee. Dis 'n manier wat Jesus vir ons wys, maar daar's 'n kans wat jy kan 'n verskil maak. 'n Kans wat jy vir iemand liefde kan gaan uitdra, omdat jy kan gaan vertel van dit wat Jesus doen. Maar saam met dit in die hervorming wat ons dan ook beleef en vier vandag, kan ons dan nog eens kyk na hoe sterk dit daar voorkom, hoe die lewe verander het, maar tog waar dit vandaan kom en waar ons fondasie lê. Maar as ek net bedink aan hervorming, wie van ons weet eintlik wat hervorming, die woord hervorming beteken? Nie baie van ons nie, nee. Dit is 'n groot woord en 'n vreemde woord. Nou om dit so kortliks te verduidelik, dit gaan eintlik oor mense wat daai tyd in die kerk vreemde goed gedoen het en iemand wat raak gesien het dat dit wat hulle doen nie gebaseer is op die woord van God nie. Dat hulle goed vir mense gee om te sê, maar julle moet nou geld betaal om julle sondes te laat wegvat en sulke goed. En dis nie wat Jesus wil hê nie. So Jesus het gekom, of deur Martin Luther het hy gekom en gesê, maar kom ons verander dit bietjie. Kom ons sê vir hulle, hoorie sommer, die woord sê, ons moet na Jesus toe gaan, ons moet hom aanneem. Hy is die enigste een wat ons sondes van ons kan wegvat. Hy is die enigste een wat ons kan red. En daarom is dit nodig om te weet wat die waarheid is. Dis nodig om te weet dat hy ons rots is. Maar Martin Luther het nou hierdie 95 stellings wat hy nou opgeskryf het oor dit wat die kerk verkeerd doen en wat hy uit die Bybel gaan uithaal het wat reg is, soos wat die waarheid sê, het hy gevat en in die kerkmuur gaan vasslaan. Nou hierdie kerkmuur was al soos 'n, of die kerkdeur was soos 'n kennisgewingbord. In ons tyd vandag wat sosiale media, ons platforms waar ons goed net gaan versprei en nuus kan gaan gee, dit is waar hulle dit gedoen het, of hoe hy gesê het wat die waarheid dan nou is. So hy het vir hulle uitgewys dat ons nie nodig het om sekere goed te betaal of om sekere goed te doen nie, maar ons kan net na Jesus toe gaan. Ons kan by hom gaan sit en by hom kan gaan leer, want hy is ons waarheid. So Spreuke 3 vers 5 tot 6 vir ons ook sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. So wanneer ons Jesus vertrou,
sal hy ons leer hoe om met wysheid op te tree. Hy sal ons leer om uit te gaan en die internet op die regte manier te gebruik. Al hierdie tegnologiese goed wat die wêreld se oorneem. As ons hom vertrou, sal hy vir ons wys hoe om dit te doen. So daarom kom ons draai weer 'n bietjie na mekaar toe en ons gesels weer 'n bietjie in ons groepe oor wat is dit wat ons al gelees het op die internet, wat ons weet nie waar is nie. En hoe het ons geweet wat God sê, wat die waarheid is, die teenoorgestelde. As jy aan so iets kan dink. Kom ons gesels 'n bietjie met mekaar. Sien hierdie ene was so 'n bietjie van 'n moeiliker een gewees, nê. Ja, want baie keer lees ons goed en ons besef nie altyd of dit waar is of nie waar is nie, want dit lyk so real. Dit lyk so asof dit regtig die waarheid is. Maar dit is waar ons onderskeiding inkom en wat Jesus van ons vra om te sê, maar kyk wat is reg, wat sê die woord vir ons. Nou, Martin Luther spesifiek het dan nou in hierdie 95 stellings wat hy vasgestaan het hy 5 punte uitgelig wat regtig belangrik is en dan het dit ook nou so vir ons gelees, die 5 solas. En dit sê dan nou, dit is die woord alleen, deur geloof alleen, deur genade alleen, Christus alleen en aan God alleen al die eer. Dit is die 5 solas wat Luther gevat het en gesê, maar die 95 stellings word daaronder verdeel. En dit is waar ons as kerk dan nou kan opstaan. So daarom kan ons sê, dis eintlik 5 klippe wat Jesus net so vir Luther gegee het en gesê het, maar gaan en help my kerk om raak te sien wat belangrik is. Help om te sien dat dit is waarop hulle die geloof moet bou en hulle kerk moet bou. En dis ons as kerk dan ook vandag nog sterk kan staan, want dit is waar volgens ons geloof in ons kerk dan nou indeel. Ons weet wel nog steeds dat Jesus ons hoeksteen is. En dat hy die fondasie is, want dit is hoe die Bybel dit vir ons sê. Hy is die een waarop ons lewens en ons geloof moet bou. So ons moet vashou aan hom, en ons moet nie eintlik afwankel, en dat die wêreld ons kom beïnvloed nie. Maar tog is dit soms maklik, dat goed ons kom oorval. Die lewe kom en hy kom gooi winde oor ons pad, en kom slaan ons huisie bietjie te mekaar en goed, maar as ons huisie vas staan op die rots, as ons vas staan op Jesus, dan sal ons kan aangaan. Dan sal ons kan vorentoe gaan, want ons weet, Jesus is saam met ons. Hy hou ons vas en ons gaan nie wankel nie, ons gaan nie breek nie. Nou Romeine 1:17 sê vir ons dan ook, die goeie boodskap wys vir almal dat God doen wat reg is. Dit wys dat hy mense vryspreek omdat hulle glo en net omdat hulle glo. Dit is soos in die Ou Testament geskryf is. Wanneer God mense vryspreek omdat hulle glo, dan sal hulle lewe. So wanneer ons geloof vestig in Jesus, wanneer ons sê Jesus is ons alles, hy is ons rots, kom gee vir ons lewe. Hy kom gee vir ons hierdie lewe wat ons kan uitleef en 'n verskil kan gemaak daar buitekant. Ons kan deur die tegnologie kan ons vat en sê, maar Jesus is die een wie ek volg en hy help my. Niks kan Jesus vervang nie. Tegnologie kan nie Jesus vervang nie. Niks kan in Jesus 'n plek inkom in ons lewens nie, want hy is die enigste ware koning, ons verlosser.
Hy is die een wat ons kom red. En hy leer ons ook om die regte keuses te maak. Om reg te lees, om met wysheid te lees oor wat ons raak lees op die internet. Daarom het ons nodig om ook, partykeer vir al ons jonger kinders, om vir mamma en pappa te vra, maar hoorie, is dit reg? Verstaan ek hierdie goed reg? Is dit regtig hoe die goed werk? Is dit wat Jesus vir my sê, om dan nou ook te kan verstaan? So ons as ouers het ook 'n baie groot verpligting in hierdie tegnologiese wêreld, om seker te maak dat ons kinders weet, hoe om met dit te werk. Om die regte inligting te kry, en so ook om die regte inligting te deel. Want in hierdie tyd, het ons nodig om onderskeid te tref, tussen wysheid en dwaasheid. Om goeie goed te doen, en om minder goeie goed te doen. En al wat ons kan vashou is aan Jesus, want hy is ons rots. Hy is die een wat saam met ons stap. En daarom kan ons sê, ja, ons kan ons tegnologie aan kant skuif. En ons kan bietjie besluit, te sê, maar ek fokus vandag op Jesus. Ek fokus vandag op die woord, die lewe. Ek fokus vandag op menseverhoudings, om presies met my gesin te gaan praat. So kom ons gaan uit hierdie week, en ons gaan kyk bietjie na, wat is regtig reël? Wat is 'n reël ding wat Jesus vir ons kom gee? Hoekom maak hy 'n verskil in ons verhoudings, wanneer ons oogkontak maak met die mense rondom ons? Ons tegnologie bietjie een kant sit, en regtig fokus op die mense wat saam met ons is. Want Jesus vra dit van ons, en hy vra dat ons sal fokus op hom as ons rots. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons hierso kan sit, Here, en bietjie kan hoor oor die tegnologie en hoe dit ons lewe kom beïnvloed het, maar ook, Here, hoe ons dit kan gebruik om ons geloof uit te leef. Here, help ons om met wysheid op te tree, help ons om te weet dat ons huise en ons lewens bou op U as ons rots, en die tegnologie nie ons rots is nie. Here, gee vir ons die regte kennis om op U te fokus en om te weet wat die waarheid is. Dankie vir die liefde en dankie dat ons eintlik mekaar ook het vandag, Here, om met mekaar te kan gesels, fisies by mekaar te kan wees en die liefde ook so in mekaar te kan sien. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. En voordat ons oorgaan na ons dankoffer toe, ek het nou vanoggend gepraat bietjie oor die klippe wat ons het hier so voor, en hierdie klippe spesifiek het elkeen 'n ander teksversie op. En ek wil hê elke gesin kan ten minste een klip vat, en as daar oorbly kan ons kyk na 2 klippe. Vat hierdie klip, gaan sit dit iewers in julle tuin of in die huis of so, en herinner julleself aan Jesus wat ons rots is. Gaan lees die teksvers daarop, gaan praat dit as gesin bietjie uit, gaan dink bietjie daaroor, gaan doen navorsing, en dan kyk ons wat bring die Here eintlik terug met hierdie klip, wat hy dan so vir ons gee. So julle kan na die diens kan julle kom kyk en 'n klip vat en dit huis te vat en dan dit so geniet. As hy kom ons neem ons dankoffers op. Dankie.